Kom ons val in eerbetoon voor hom neer. Kom ons buig. Kom ons kniel voor die Here ons God. Hy is ons skepper en ons is sy skape, sy kudde, deur sy hand versorg. Geliefdes, ek groet elkeen van julle ook op hierdie Sondagoggend, in die wonderlike naam van ons drie-enige God. Barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader, deur Christus Jesus ons Here, en mag dit vir julle ryklik vermenigvuldig word, deur die inwonende krag van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, baie dankie dat jy weer hier vanoggend in die huis van die Here is, maar ook julle wat oor die lig ingeskakel is na hierdie erediens vanoggend. En my opregte gebed is dat God in elkeen se hart wat nou hierdie woord hoor, waar jy jouself ook al bevind, of hier in die huis van die Here, of oor die lig ergens op 'n plek, dat God rustigheid en kalmte in jou hart sal gee, geopende ore, ontvanklike harte, om nie my stem nie, maar net die stem van God Almagtig alleen te kan hoor. Geliefdes, en daarom sê God op hierdie Sondag, luister baie mooi, want dit is God self wat hier praat, dis nie ek nie. As hy vandag op hierdie Sondag al jou gedagtes, al die woorde wat jy gespreek het, al die dinge wat jy neergeskryf het, al die gesprekke wat jy bymekaar gemaak het, wat jy gehad het, as hy dit moet bymekaar maak, as God na jou bankrekening moet kyk, en wat jy daaroor dink, en hoe jy gebruik maak van dit wat jy het, sal al hierdie dinge wys dat jy op God gefokus is. Kan ek dit weer herhaal? God sê, as hy vandag op hierdie Sondag al jou gedagtes, al die woorde wat jy gespreek het, al die dinge wat jy neergeskryf het, al die gesprekke wat jy gehad het, moet bymekaar maak. As God na jou bankrekening moet kyk en wat jy daaroor dink, en hoe jy gebruik dit wat hy jou mee seën, sal dit alles wys dat jy op God gefokus is. As hulle vandag jou gedagtes moet oopmaak, as iemand moet kom en hy moet jou kop kom oopmaak op hierdie Sondagmôre, sal hulle sien dat jy op God gefokus is? As hulle al jou woorde in 'n fliek moet sit, dink 'n bietjie daaroor, en dit vir die hele wêreld moet wys, sal dit ook wys dat jy op God gefokus is? Want jy weet nou dat God wil hê dat ons op hom moet fokus. Fix your eyes on Jesus, focus on God. Om alle afleidings te laat vaar en net te fokus. Mag ek jou vra vanoggend, hoeveel afleidings het jy beleef in hierdie afgelope week? Baie. Ek dink nie daar gaan 'n dag verby wat ons nie skuldig is aan hierdie laat dinge ons fokus van God afvat nie. Geliefdes, dis al 'n geruime tydjie wat God met ons praat rondom, maak die afleidings in jou lewe dood, anders gaan dit jou doodmaak. Kon jy hierdie afgelope tyd vandat God met ons hierdie pad begin stap het, kon jy al werklik by die punt in jou lewe kom, dat jy jouself die vraag gevra het, waarom is God so ernstig met die mensdom? Oor die feit dat ons afleidings in ons lewe moet vernietig. Het jy al ooit daaraan gedink? Op 'n oomblik vir oomblik basis word ons fokus afgevat van God af, deur enige ding. Daar moet 'n rede wees, geliefdes. Ek het in die week van God gesê, dit begin vir my voel as sommiges, en dan is ek nou die culprit, dit het ek ook voor gerepent. As ek kyk na die soggens sielskos en so wat wyd gaan, dis asof so minder mense luister die afgelope ruk, asof hulle sê ek het nou genoeg gehoor, as hulle om aansit en hulle hoor, afleidingsfokus, nee, ek het nou genoeg gehoor, ek luister nie. Toe sê ek, Here, toe sê die Here, doen jy wat ek vir jou sê. Let God just be God, en laat mense nie mense wees.
wat veronderstel is om aan God gehoorsaam te wees. Want God weet, dis hoekom hy besig is met dit. God weet, God sê, die vyand is nie agter jou aan nie. Lekker om te weet, hè? Dis 'n wonderlike ding. Hy is nie agter jou gedagtes aan nie. Nog greater. Hy is ook nie agter jou goed aan nie. Hy is agter een ding aan. Jou visie. Jou visie. Het jy nog 'n visie? Dis wat die vyand wil steel. Die woord leer ons, in die Amplified erns staan, nou, without a vision my people will perish, sê God. Ons moet 'n visie behou. Kom ek lees vir julle, daar ons gaan dan na Spreuke 29 vers 18. Ons gaan net een versie lees, maar ek gaan hom quoteer vir jou uit die Amplified Bybel uit. Ekskuus tog. Where there is no vision, no redemptive revelation of God, the people perish. But he who keeps the law of God, which includes that man, die wet van God is liefde, né? Blessed, happy, fortunate and inviolable is he. As ons nie meer 'n visie het nie, as daar nie meer iets is waarna ons uitsien om te doen of om te bereik in ons lewe nie, God sê, then my people will perish. Want God sê, wat gebeur wanneer jy nie meer 'n visie het nie? Dit is asof jy wild rondhardloop. 'n ander vertaling sê, jy hardloop eintlik in sirkels al in die ronde. En dit is presies wat die vyand wil hê. Ons speel so reg in sy hand. Want wat presies beteken dit om wild rond te hardloop? Jy hardloop wild in jou gedagtes. Jy hardloop wild in jou weë. Jy hardloop wild in jou dade. En weet jy wat, geliefdes? Jy hardloop in en op die wêreldse dinge. Besef ons hoe gevaarlik is dit? Want jy hardloop sonder visie. As jy wild rondhardloop, het jy nie 'n visie nie. En daarom het ek in die begin van die diens gevra, sê Here, ek bid dat elkeen hulle fokus op U sal hou vir hierdie rukkie. Vir U sal kyk. En ek hoor so duidelik dat die Heilige Gees my sê, dis verstaanbaar wat God bedoel. Want daar is so baie mense rondom ons, wat afleidings het en geen visie het nie. En weet jy wat? Jy sien dit in hulle lewens. We go with the flow. Soveel dinge vat hulle fokus af. Hulle het nie meer 'n visie nie. Hulle het nie meer 'n doel waar hulle nastreef nie. Jy hardloop wild in die wêreldse want jy het nie visie nie. Hoekom? Dis afleidings in jou lewe wat jou so laat optree, sê God. Kom ons gaan vir 'n oomblik net so 'n bietjie vinnig terug daar na Salomo toe. Ons het al klaar, julle het baie oor Salomo gepraat. Salomo het te veel afleidings in sy lewe gehad, dit het hom sy lewe gekos. God sê, ek en jy is so afgelei deur hoe jy wil hê die wêreld daagliks jou in jou lewe moet sien. Hoe moet ander mense jou sien? Dis vir jou die belangrikste. Maar daar is geen visie nie. En daarom luister wat sy Spreuke 4 vers 7. Die begin van wysheid verkry, en ek het hom direk vertaal uit die Amplified uit. Die wysheid van die begin van wysheid, verskoon my. Verkry wysheid, bekwame en goddelike wysheid is die belangrikste ding in jou lewe. En met alles wat jy verkry het, verkry ook begrip. Onderskeidingsvermoë, begrip en interpretasie, verstaan wat God vir jou in sy woord sê. Met ander woorde, geliefdes, God sê, dit is goed om wysheid te hê, dit is goed om slim te wees, maar kry dit ten alle koste ook begrip by dit. Want as jy wysheid het en jy het nie die begrip, die verstaan daarvan nie, beteken dit niks nie. Salomo het wysheid gehad,
maar hy het nie altyd begrip gehad nie. Want anders sou hy nie vir God gelieg het nie. En anders sou hy ook nie soveel vrouens gehad het nie. Dis wat God sê. As Salomo begrip vir sy doel gehad het, en hoekom hy deur God gesalf is, sou sy lewe heel anderster verloop het. So geliefdes, wat wil die vyand vanoggend kom doen? Wat wil hy elke dag doen? Hy wil jou en my visie kom steel. Hy wil ons visie kom steel. So jy kan rondhardloop sonder begrip. En daarom gebruik hy afleidings in jou lewe. Dinge wat jou aandag afvat, wat jou fokus van God af wegvat. Want dit is die enigste ding wat hy moet doen. Hy moet jou aflei, want as hy jou aflei, sal jy nie meer 'n visie hê nie. En jy sal op jou eie wysheid wil voortgaan. Dis wat Salomo gedoen het. Het jy enige idee hoe gevaarlik dit kan wees? Ons as mense, daar's mense wat dink ons is verskriklik slim, maar hulle het geen begrip van niks, hulle het ook nie 'n visie nie. Hulle is ingestel op wat die wêreld van hulle sê, wat mense van hulle sê. Nee, wat weet God van jou? Hy ken jou hart. God sê die enigste manier om afleidings van jou af weg te hou, selfs al is dit reeds daar, sê Here, fokus. Wat sit hulle op 'n perd? Hierdie oogklappe. Hoekom? Laat hy net voor hom moet kyk. Dis wat God in die Gees met hierdie boodskappe rondom afleidings en visie eintlik vir jou en my wil kom aansit. Selfs met Jesus het die vyand een afgelei. Luister wat in daardie nag in Getsemane gebeur. Kom ek vat julle vinnig so 'n bietjie terug so toe. Die vyand het afleiding veroorsaak met Petrus, wat 'n swaard geneem het en een van die soldate se oor afgekap het. Onmiddellik was daar distraction, dit was afleiding. Dit was net om Jesus se aandag af te lei van die kruis waarheen hy op pad was. Dis wat die wêreld wou doen. Dit was die enigste rede, sê God, hoekom dit gebeur het. Dit was nie dat hulle moet sien en besef hy is die seun van God nie. Nee. Dit was nie dat hy 'n wonderwerk moes doen nie. Dit was net om hom af te lei van die visioen wat hy van sy Vader gehad het. Sê bietjie vir my geliefdes, besef jy werklik die oomblik toe Jesus kruis toe gegaan het, het hy elkeen van julle wat hier sit, maar elkeen oor die lig, se name voor hom gehad. Menslik onmoontlik, by God is alle dinge moontlik. Hy het vir my in gedagte gehad toe hy kruis toe gegaan het. Vir wie het hy aan daai kruis gaan hang? Vir wie is hy gemartel? Vir jou, vir my, vir 'n ganse mensdom. Dink aan Petrus. Dink aan Petrus op die water toe hy gefokus was. Petrus kon doen wat geen mens nog ooit gedoen het nie. Hy het op water geloop. En dit is die wonderlikste voorbeeld van wanneer jy jou oë op Jesus fokus. Omdat Jesus was reg voor hom en Jesus het vir hom gesê, kom Petrus. Hy het gestaan in die boot toe hy sien is Jesus. Toe sê hy, Here, as dit werklik is, beveel my om die water na uit te loop. En Jesus het gesê, kom. So hy het vir Jesus gekyk. Toe klim hy die boot uit. Toe begin hy stap hy op die water. Terwyl hy sy oë op Jesus gevestig het, het hy op water geloop. Maar die oomblik toe daar afleiding was, net vir 'n oomblik, 'n breek van 'n sekonde, het hy net sy oë gedraai, hy die golwe, die wind, die see en die storm op die see gesien. Wat het gebeur? Hy het gesink. Hoekom sink ek en jy op 'n daaglikse basis? Ons sink, ons vat ons fokus van Jesus af. En dit is geliefdes hoekom God vir ons hierdie ankerskrif gegee het, hierdie kragtige ankerskrif, van die begin wat ons hierdie pad stap, saam met God. Hebreërs 12 vers 1 en 2. Want wanneer jou oë op Jesus gefokus is, dan kan jy loop op dit waarin ander mense verdrink. Ek gaan dit weer herhaal, jy moet dit vat vanmôre. Wanneer jou oë op Jesus gefokus is, dan kan jy loop op plekke waarin ander mense verdrink.
Is dit nie absoluut awesome nie? Dit, geliefdes, is wat God vir jou, vir my, vir elkeen van sy kinders in gedagte het. Dat ek en jy op water loop, wanneer ander in die dieptes gaan verdrink. Net omdat jy geleer het, hoe om jou oë op Jesus te fokus en te vestig. Fokus op alles wat jy doen. In alles wat jy doen, jou oë op Jesus. Want as jy 'n visie het, dan hoor jy van God. Persoonlik hoor jy sy stem nie, dan luister jy nie. Dan is jy nie gefokus nie. Jy gaan sy stem hoor. In klein dingetjies, geliefdes. Partykeer is dit die kleinste ding, en ek het in hierdie week het besef. So klein, dis eintlik so nietig om dit eers te noem. Maar skielik het ek besef, hoekom het God vir my gesê, kyk vir hom. Want hy gee dan vir jou die begrip, dat jy dit kan verstaan. Want as jy 'n visie het, dan hoor jy van God, en niks kan jou fokus wegneem nie. Verseker sal daar afleidings na jou toe kom. Geliefdes, dis aan die orde van die dag. Die vyand gaan as ware sy lak met jou draai. Kyk of hy jou kan laat struikel. Hy gaan dit doen. Maar jy hoef hom nie eers te antwoord nie. Jy hoef nie te reageer op die afleidings nie. En dit is wat God sê. Hy sê, jy hou jou oë gefestig op Jesus. En daarom is die voorbeeld van Peter, is seker die belangrikste, die kosbaarste boodskap in die woord, rondom fokus. Kan ek 'n geheim met jou deel vanmôre, wat God met my gedeel het? Petrus het nie net op water geloop nie. Petrus het op die woord, op die water geloop. Petrus het nie net op water geloop nie, Petrus het op die woord van God, op die water geloop. Want hy het op God gefokus. Daar in Lukas 5, toe die disippels, julle ken die storie, toe die disippels gefokus was op dit wat Jesus vir hulle gesê het hulle dadelik geantwoord en gesê, met die visvang, hulle het ons hele dag gevang en hulle het niks vis gekry nie. Ja, Jesus, want u sê so. U sê ons moet weer 'n keer gaan en op u woord sal ons dit doen. Wat staan op ons kerk se hempies daar agter geskryf? Stel dat ons weer hempies laat druk. Op u woord sal ek uit die boot klim. Op u woord sal ek doen wat u vir my vra. En ek kan my net indink hoe die disippels moes gevoel het, want die visvangtyd was in die nag. Hulle het die hele nag gewerk en geen vis gevang nie. En hulle het geweet, in die dag is nie die regte tyd om vis te vang nie. En hier kom Jesus. En wat sê hy vir hulle? Gaan diep. Gaan dieper in en gooi die net aan die ander kant toe uit. Daar sal 'n vangs wees. Luister aandagtig, geliefdes. Maar teen hulle weet het hulle visie gehad. En dit is sover visie kan gaan en dit is fokus. Hulle het geweet wat hulle geweet het. Jy vang nie vis in die dag nie. Dit was hulle lewe, dis alles wat hulle gedoen het. In die nag het hulle die vis gevang. Maar toe Jesus vir hulle sê, gaan dieper in. Al het julle niks gevang nie, gaan dieper in. Gooi die nette aan die ander kant uit en daar sal 'n vangs wees. Dit was so groot vangs, hulle moes ander skuite roep om hulle te kom help om die vis in te trek. Hulle was gefokus. Ondanks wat hulle gedink het, wat hulle weet wat reg is. Dis fokus. Geliefdes, as iemand na jou toe kom en sê, hoe weet jy dat dit van God afkom? Het jy al iets vir iemand gesê, dan sê hulle vir jou, dan sê God sê so. Ek sê dit baie. Vra hulle, hoe weet jy dat dit van God afkom? Dan kan jy sê, ek het dit van God gehoor, want ek het 'n visioen. Ek het 'n visioen van God. Dan kan mense nou vanoggend vir my vra, julle hier of julle oor die lig. Pastoor, jammer om vir jou te sê, ons verstaan nie mooi nie. Hoe weet jy dit? Hoe weet jy die visie wat jy het, dit wat jy doen, van God af gekry? Want ek leef in 'n lewende verhouding met God. Jy's veronderstel om in 'n lewende verhouding met God te leef, so jy moet sy stem hoor. Maar is jy ingestel op sy stem? Dis die vraag. En dit is hoekom God begeer nie godsdienstigheid nie. God begeer dat sy kinders
en 'n lewende, intieme verhouding met hom moet leef. Hoeveel keer het ek al van hierdie kansel af gesê, van 2012 af, die tyd van kerkspeel is verby. Die tyd van kerkbanke warm sit is verby. Lankal verby. God wil hê dat ek en jy nie 'n gees van godsdienstigheid sal hê nie, maar dat ons in 'n lewende intieme verhouding met hom sal leef. Jesus didn't die for religion. Jesus died for a relationship. Dis hoekom Jesus gesterf het. Dis hoe jy dit doen, ten spyte van wat jy sien, ten spyte van wat die wêreld vir jou sê, ten spyte van wat mense sê, want jy weet wat jy van God gehoor het. As ek vir julle moet sê, dan kan ek oor die lig sê, want dit is die waarheid. Ek is nie bang vir die waarheid, want God beskerm my. Ek het uiteindelik na jare en jare se begeerte en se droom van die bediening, uitgekom het by die bediening, het ek meer teenkanting gekry van mense in die bediening, as van gewone mense. Was dit nie vir my man nie, sou ek op die laaste minuut dalk gekwit het met dit. Hy het my gesê, jy sal nie, want jy weet wat jy by God gehoor het. Geliefdes, die wêreld wil jou visie steel, saam met die vyand, hulle wil jou droom steel. Moet nooit ophou glo in dit wat God reeds in jou hart geplaas het nie. Luister, God is nie in die normale nie. Kan ek dit weer sê? God is nie in die normale nie. En wat jy hoor maak jou dalk 'n bietjie ongemaklik en jy dink jy, net miskien kan dit dalk nie God wees nie. God laat jou dikwels ongemaklik voel. Maar steeds, en dit is wat die Heilige Gees vir ons op hierdie Sondag wil sê, baie dinge wat jy ervaar, is afleidings. Daarom, wees versigtig, vestig net jou oë op Jesus. Op jou reis met God op hierdie aarde. Dis waarop ek en jy gefokus moet wees. Want wanneer jou oë gefestig is, sal jy nie na ander toe hardloop nie. Behalwe wanneer jy dit duidelik van God gehoor het om na iemand toe te gaan. Want jy kom by 'n punt waar jy ophou om jou ore aan almal rondom jou uit te leen. Dit is hoekom God sê, you run wild. Want die een sê dit vir jou, die een sê dit vir jou, daai een sê dit vir jou, daai een, fokus op God. Maar geliefdes, dit kom met 'n besluit. Daarmee sluit ek af. En dit is waar selfs Samson 'n fout gemaak het. Dit was nie Delila wat hom tot afleiding gelei het nie. Maar die besluit wat hy voor Delila gemaak het hom tot die afleiding met Delila gelei. Die besluit wat hy voor haar gemaak het hom met die afleiding met haar gelei. Die besluit wat jy nou neem, vandag, dalk op hierdie Sondag, kan later tot jou afleiding lei. En dit kan jou visie beëindig, so jy, geliefdes, elkeen, en hoor my hart vanmôre, God is ernstig met ons daarom. Jy het 'n keuse. Jy het weer eens op hierdie Sondagoggend, het jy weer eens 'n keuse. Die ding is die laaste Sondag van my maand. Jy het weer 'n keuse. Fokus jou oë op Jesus en kry 'n visie van God af. Of neem die verkeerde besluit wat jou aflei en jy verloor jou visie. Geliefdes, daarom neem die tyd wat jy gebruik om te kla, te kerm, te skinder, te haat, blame shifting te doen. Neem daar die tyd wat jy gebruik om dit dalk te doen. As dit nog deel van jou lewe is. En gebruik liewers daardie tyd om terwyl jy jou oë op Jesus fokus, te kan skep dit wat God reeds lankal in jou hart geplaas het. Hoekom is ons nog hier? Hoekom is ons nog in die wedloop op aarde? God het nog 'n plan met ons lewe.
Hoe gaan jy weet wat daardie plan is? Ons is nie net hier om te bestaan elke dag nie, ons is hier om te leef. Johannes 10 vers 10 sê vir ons, the thief only comes in order to steal, kill and destroy, but Jesus came that we may have and enjoy life and have it in abundance to the full till it overflows. Dis wat God vir jou en my in gedagte het. Vat dit vanmôre, maak dit jou eie en sê, Here, help my om net op U te fokus, in alle omstandighede. Moenie na mense kyk nie, want mense sal jou distract. Hulle doen dit. Hulle is nie eens baie keer bewus daarvan, hulle doen dit nie. Kyk jy net vir Jesus. Die droom in jou hart, die begeerte in jou hart. Hy het dit lank al daar geplaas, hy het lank al die visie gegee. Hoekom hou jy dit nog nie in jou hand nie? Want jy gee toe aan afleidings en dit lei tot vernietiging. Mag God julle ryklik seën. Amen. Geliefdes, ontvang dan nou die seën van die Here en gaan leef hierdie week ook in sy volheid en sy oorvloed. Gaan leef as ware hierdie week met oop oogklappe, geestelik aan jou oë, sodat jy net jou oë op God kan fokus. En dankie, Vader, dat ons drome en visies en doelwitte en ideale het wat ons van U ontvang het. Ek bid dat U dit weer vanoggend sal kom lewendig maak en ook in hierdie week in die harte van elkeen wat vanoggend hierdie boodskap gehoor het. Dankie vir alles, Here. Dankie dat U ons almal ryklik wil seën. Amen.